3.2. Sê dit vir jou? Gebruik die botsingsteorie om te verduidelik hoe die gemiddelde reaksietempo in hierdie ondersoek beïnvloed word. Okay, en die ding waarna ons daar wil kyk is, ons sien, soos wat die konsentrasie groter word, so neem die gemiddelde tempo wat geproduseer word ook toe. Okay, nou hulle wil sê, gebruik die botsingsteorie om dit te verduidelik. Kom ons begin, Charles, by jou. Okay, per volume. Sit daar in vir my? Soos konsentrasie van, en ek hou daarvan dat jy gesê het H2SO4 swaalsuur, so moenie net sê soos konsentrasie nie, soos die konsentrasie van H2SO4 verhoog of vergroot, so neem aantal deeltjies per volume ook toe. Ja, en dan? Daar meer effectiewe botsings per eenheidstyd. Per eenheidstyd. Dis is dan meer effectiewe botsings per eenheid. Dus neem reaksie tempo toe. Yes? Kijk. Goed. Volgende ene, 21.3.3 vir 6 punte. Okay, vra hulle vir jou. Die tyd wat die reaksie neem om in loopie 3 voltooiing te bereik is 2.6 minute. Bereken die persentasie suiwerheid van aluminium neem die molêre gasvolume by 60°C as daai. Okay, nou wil ek gou hierdie op 'n volgende bladsy doen. So, hulle gee vir ons, jy het aluminium, dit is 2, aluminium plus swaalsuur gee vir jou aluminium sulfaat. Nou, vir hierdie hoofstuk hoef jy nie 'n moltabel te doen nie. Die volgende hoofstuk gaan jy 'n moltabel moet doen. En som gaan 9 punte tel. Maar vir hierdie hoofstuk hoef jy dit nie te doen nie, maar jy kan. Okay, so geen punte aftrek as jy nie doen nie. Hulle sê vir jou, jy het 5 gram hiervan, maar hulle sê dit vir jou, dit is onsuiwer. Dan sê hulle vir jou, jy werk hierso by eksperiment 3, en in eksperiment 3 is hierdie ene se konsentrasie 0.4. Okay, dan gee hulle vir jou die tempo, en hulle vra vir jou, maar wat is die persentasie suiwerheid van die aluminium? Okay, so as ek nou kyk na my moltabel begin, verandering einde, so 2, 3, 1 en 3, en dan hierso weet ek, wacht, kom ek sê, hierdie is 0 en 0, en hulle sê vir my, die swaalsuur is in oormaat, wat beteken die aluminium word helemaal opgebruik. Okay, so daar is 'n overview van my moltabel. So ek sê, jy hoef hom glad nie te doen nie, hierdie is nou dat jy visueel sien wat gaan aan. Hulle gee vir jou inligting daaroor. Hoe weet ek, hulle gee vir jou inligting daaroor? Hulle gee vir jou in die tabel, sê hulle vir jou, die tempo waarteen 'n waterstof geproduseer word is, ek dink is 40, as ek reg is, ja. Dis 40, en dan sê hulle vir jou, kubieke sentimeter per sekonde. Okay, so wat is dit? Dis die tempo waarteen waterstof geproduseer word. En ek dink hulle sê vir jou, ek gaan nou terugkom, hulle sê gemiddelde tempo van volume waterstof. So hulle gee vir jou, dit is hoeveel van hom geproduseer word. En hulle vra vir jou iets oor aluminium. So jy gaan nie nou 5 gram aluminium daarin sit nie, want hulle wil weet hoeveel is suiwer, en dis net die suiwerhede wat gaan reageer om waterstof te vorm. Okay, so ek gaan terugwerk. Ek wil gaan uitwerk, wat is daai X? Wat is daai aluminium wat suiwer is, wat ek aan die begin gehad het, wat gereageer het? Okay, hulle gee vir my hierso die tempo van waterstof, maar tempo van volume waterstof, die aan fokus. So ek kan nie daar net gaan omskakel en daar gaan insit nie, want hierdie is my mol tabel. So ek gaan hierdie volume eers na mol toe moet verander. So hier's 'n paar stappe, as ek nou reg onthou is daar, dink 3 stappe wat jy gaan moet volg. Okay, goed, so ek sien dit is in volume
per tyd. So my formule gaan wees die tempo is die verandering in volume oor die verandering in tyd. Hoe het ek geweet ek moet dit doen? 1, hulle het gesê die tempo van volume en 2, ek het gekyk na die eenhede daar. Centimeter, sekondes. Ok, hulle sê vir my hierdie tempo is 40. Verandering in volume, waterstof. Aan die begin het ek 0 waterstof gehad en aan die einde het ek nou, hoeveel ek actually gehad het. So, my finale volume minus 0, want aan die begin het ek niks gehad nie, oor verandering in tyd. Nou, hulle sê vir jou, hierdie reaksie het gevat 2.6 minute. Maar hierdie is my gegee in sekondes. So ek moet daai minute na sekondes toevat. So hierdie is stappie 1. En dit gee vir jou wat? Het iemand het gedoen? (1, 5, 6 sekondes, kry julle dit ook? So hierdie is 1, 5, 6 minus 0. Juffrou, hoekom minus 0 hier daar? Want dit is verandering in tyd. En dit is ook, verandering in tyd is, die finale tyd minus die begintyd. Die begintyd is natuurlijk 0. Nou, hulle het laas jaar punte afgetrek as kinders nie daai 0 ingevul het nie. Simpel, baie simpel ek weet, maar asseblief gaan vul daai 0 in. Okay, jy wil nou nie onnodiglik punte verloor vir mense wat goed uitdink vir julle nie. So hierdie kry jy 6, 2, 4, 0. En wat se eenheid is hierdie? Hierdie was geen kubieke centimeter. So waarmee jy nou nog die hele tyd gewerk het, is in kubieke centimeter. Waarin moet volume wees? Volume moet wees in kubieke desimeter. Okay, so jy gaan nou eers hierdie moet gaan omskakel. Jy gaan sê, dit wil sê die finale volume is, en hoe skakel jy om? Jy deel deur 1000. So dit is 6,24 kubieke desimeter. Okay, en so van daar tot daar, jy gedeel deur 1000. Juffrou, hoe kan ek dit onthou? Onthou, kubieke centimeter is dieselfde as milliliter, kubieke desimeter is dieselfde as liter. Van milliliter na liter moet jy gedeel deur 1000. Okay. Julle met my. Ja. Sal ek vir 'n bietjie ophoor? Ja. Okay, goed. So daar het ek nou die volume, maar as ek wil vergelyk, ek gaan net 'n bietjie so gaan. As ek wil vergelyk waterstof met aluminium, dan moet ek die mol met mekaar vergelyk. Wanneer mag ek volume met volume vergelyk? Wanneer hierdie gas is en daai gas is en die hele reaksie by dieselfde temperatuur en druk gebeur. Dan kan jy reguit volume. Maar omdat aluminium solid is, mag jy nie die volumes met mekaar vergelyk nie. Okay. So, as dit by dieselfde temperatuur en druk is, dan mag jy ja. Ja, nee, dan kan jy. Okay. Wat ek nou vir julle wou sê. Okay, nou gaan ons na mol is volume oor volume by STP, maar ons is nie by STP nie, ons is by 60 grade Celsius, maar hulle sê vir jou die molêre gasvolume by 60 grade Celsius is, hulle gee dit vir jou in centimeter. Ek het daai deel gemis. Okay, ek gaan net gee so skryf, molêre gasvolume gee hulle vir jou as 27.000 kubieke centimeter per mol. Sorry, ek het daai deel gemis. Okay, so jy hoef tegnies nie hierdie om te geskakel het nie. Jy kon net reguit van kubieke centimeter afgegaan het, maar dit is nou nie te moeilik nie. Jy gaan net daar gedeel deur 1000, so dis 27. So 6,24 gedeel deur 27. Hoekom deel jy vrou deur 1000? Want ek wil daai kubieke centimeter na desimeter vat. Maar ons gaan hopelik dieselfde antwoord kry. Gedeel deur 27. Sjoe, ek wil daar 'n vraag vra. Jean-Marie. Wat is gewone VM, gewone molêre gasvolume? Wat is... Wag, ek luister nou, wat sê jy? 22,4. Dis gewone by STP. Nou is die molêre gasvolume 27. Ons is by
Hierdie is by 0 grade Celsius, hierdie is by 60 grade Celsius. Heinrich, hoekom maak dit sin? Hoekom maak dit sin? Dat as jy by hoër temperatuur is, dat die molêre gasvolume groter is. Het julle ook daai mol gekry? Ek voel my sakregraad is hier verkeerd. Ek luister vir jou, Heinrich. Want, wacht my net gou my leen uitfigure. Want, soos wat die temperatuur hoër word, so is daar meer botsings tussen die deeltjies, van deeltjies het meer kinetiese energie, so die gas sit uit, hulle neem 'n groter volume op, of soos wat die temperatuur toeneem, vermeerder die deeltjies, so daar is meer deeltjies. Wel dan, opsie 1. Soos wat die temperatuur, hierdie is graad 11 gasse, as jy kan onthou, soos wat die temperatuur toeneem, so is daar meer kinetiese deeltjies, die deeltjies bots meer met mekaar, so hulle sit 'n groter drukking uit, en jy weet dit, want as jy water kook in 'n pot, dan later maak die pot se deksel so, hoekom dat die gasdeeltjies druk en naby kom. So dit maak sin dat dit 'n groter ene is. Okay, het jy ook gekry 0,23? Ja? Julle getik in die sakrekenaar in. Okay. Mol. Nou wil ek vergelyk my waterstofgas met my aluminium solid. Die molverhouding is 2:3. Hierdie is 0,2311. Hoe gaan jy van hierdie ene na daai ene? Gedeel deur 3 maal met 2. So daai gedeel deur 3 maal met 2 kry jy 0,15407. Onthou, dit is nog nie jou finale antwoord nie, sy rond nog nie af nie. So wat is daai, waar is ek nou? Hierdie is my mol suiwer aluminium. Okay, en hulle gee vir my die onsuiwer massa aluminium as 5 gram. So ek gaan hierdie mol suiwer na massa toe vat. Massa is mol maal met molêre massa, is 0,15407. En aluminium is 23, 27. En jy kry 4,16 gram. So nou weet ons van die 5 gram is 4,16 gram is onsuiwer. En die vraag is bereken die persentasie suiwerheid. So ons wil na die suiwer kyk, so persentasie suiwerheid is suiwer oor alles, of totale massa, of wat ook al. En dit gee vir jou 4,16 oor 5 maal met 100, en dit gee vir jou persentasie van wat, Dian? So kom met ek 83,2. Okay. Goed, nou graad 12's. Hierdie is 'n moeilike vraag. Ek beskou hierdie as 'n moeilike vraag want jy's in eksamen, jy's bietjie gestres, dit is vraestel 2, so jy's al gatvol geleer vir wetenskap. Dis die tweede vraestel, jy's hierso al besig met jou tweede uur van jou 3 ure. Jy skryf met 3 ure. So jy's bietjie oor wetenskap. Jou kop is moeg. Jy het nou net wiskunde ook geskryf. Dit was 'n lang naweek. Jy het julle rooster gekry. Okay. Right. So ek beskou hierdie regtig as 'n moeilike vraag veral in 'n eksamen konsep of wat ook al. Maar in hierdie vraag en in die volgende hoofstuk se lang vraag van tussen 7 en 9 punte tel, werk hulle met jou fout. So dis omtrent die enigste plek in chemie of wetenskap waar hulle met jou fout werk. In 'n vraag, binne in 'n vraag. Okay, so waar bedoel ek hulle gaan met jou fout werk of merk? Hulle gaan vir jou as jy, die regte formule neergeskryf het. Okay, hoe het jy die formule uitgeweer? Jy het net na daai gekyk. Dan kry jy 'n punt, okay?
Dan weer eens, as jy daai 27, of jy nou 27.000 ingevul het met daai 6.000, of 27 ingevul het, as jy hom op die regte plek invul, kry jy 'n punt. Okay? By hierdie ene, as jy die ratio gebruik, al het jy die verkeerde antwoord hierso, maar jy gebruik die ratio. So nie net neerskryf nie, maar actually so sommetjie probeer doen, kry jy 'n punt. Al is jou vorige antwoord verkeerd. As jy hierdie formule neerskryf, 'n punt. As jy daai 27 op die regte plek inskryf, 'n punt. As jy hierdie formule neerskryf, en dit nie op jou datavel is nie, maar jy maak jou formule op, kry jy 'n punt. So jy het 1, 2, 3, 4, 5, 6, oei, nou dit tel net 6 punte. So 10 teen 1 gaan hulle nie 'n punt gee vir daai formule nie. So hierso het jy reeds 5 uit die 6 punte vir saam met jou foutwerk, saam met jou foutwerk, saam met jou foutwerk. Is julle met my? Okay, so jy moet so half 'n clue hê, jy moet genoeg van hierdie somme gaan doen om te weet, okay, hulle gaan ergens mol ratio vra. So ek moet weet watter twee goeders om met mekaar te vergelyk en sit waardes in wat jy met mekaar vergelyk. Okay, dat jy hierdie stappietjies gaan oefen. Okay, wat ook ek dink in vraagstuk 22 was, min of meer. Ja. Okay, het iemand 'n vraag daar? Goed, dan is ek nou by vraag 22. Julle onthou van ekstra klasse vanmiddag, né? Nee? Ons begin met 'n nuwe hoofstuk vanmiddag in ekstra klasse. Okay, dit sê vir jou daar, die reaksie tussen suiwer aluminium en oormaat soutsuur word gebruik om die faktore te ondersoek wat die reaksietempo beïnvloed en dan gee hulle vir jou daar vergelyking en dan vra hulle vir jou by 22.1.1 definieer die term reaksietempo, Bylin. Die verandering in die konsentrasie van reaktante of produkte per eenheidstyd. Wag, sê gou daai middel sê gou die hele ding weer. Die verandering in konsentrasie van reaktante of produkte per eenheidstyd. Ja. Mooi. Goed, dan sê hulle vir jou, in hierdie eksperiment reageer 1 mol soveel soutsuur oplossing met soveel aluminium strook van aluminium rol by kamertemperatuur. Die grafiek van volume teenoor tyd vir hierdie eksperiment word hieronder getoon. En dan gee hulle vir jou hier 'n eksperiment. En hy gaan so en daar gee hulle vir jou 'n 5 en hierdie tyd is in minute en hulle gee vir jou volume waterstof in kubieke desimeter. En die formule is gee hulle 'n gebalanseerde ja, hulle gee 3 aluminium plus 6 soutsuur. Ja. En nou vra hulle vir jou, vir die tydsinterval 0 tot 5 minute is die gemiddelde reaksietempo, gee hulle vir jou, is 0,033 kubieke desimeter per minuut en dit is vir die vorming van waterstofgas. Okay, so hulle sê vir daai is die tempo en hulle sê vir jou bereken die massa aluminium teenwoordig in die houer by tyd 5 minute. Okay, so hulle wil sê by 5 minute wil hulle weet hoeveel aluminium is nog oor en spesifiek die massa. Okay, neem die molêre gasvolume as 24,5 kubieke desimeter per mol, wat die regte eenhede is. Dan gee hulle die antwoord. Watter inligting het hulle nog gegee? Hulle het gegee, hierdie een se konsentrasie is 1 en hulle het gesê hierdie een se massa is 0,5. Okay, goed. Klomp inligting gegee, die vraag tel 6 punte. Anke, hoe nou? Je kunt gebruiken die formule van tempo is gelijk aan delta V over delta V. Delta V. Hoe het jy geweet jy moet dit gebruik? Je zegt decimeter minute. Okay, decibel per minuut, ja. Of per minuut. En dan het jy in geval 0,033 en die verandering in volume, so as jy kyk waterstof, was geproduseer, so aan die begin daar was almoes 0 van hom. Okay, so ons wil weet hoeveel is aan die einde, die begin is 0, en omdat dit per minuut is, hoef jy nie die minute om te skakel nie, so jy gaan net sê 5 minus 0. Okay, weer eens vul daai nulle in.
Dit was spesifiek hierdie vraag en 'n laasjaar se vraag wat hulle punt afgetrek het as jy nie 'n 0 ingesit het nie. OK, en jy kry vir die finale volume om te wees 0,165 kubieke desimeter. Alright, wat nou? Amorey. Nou gaan ons Dis die Dit is nie die brandweer wat hulle fiksy doen. Hulle doen dit in ons straat elke donderdag. Ja? En die mol bereken. Wat gebruik? Die mol waterstof. OK. So, mol is volume oor volume by STP. Hierdie is 0,165 en hulle sê vir jou hierdie ene is, ek het dit neergeskryf, 24,5. OK, Rikus, het jy die som gedoen? Wie het die antwoord reg gekry? Hulle gee ons die antwoord daar in hakkies. Wie het dit reg gekry? Ja? Ja? Ja, dit sal wat voorword wees. 0,37 is reg. Ja, Rikus? Jo, ek is 0,006. Ja, 7347. Ja. Onthou dis nie jou finale antwoord nie, so jy rond nie af nie. Kon jy om in wetenskaplike Ek kon hom in wetenskaplike notas skryf. OK. So dit is wat het ons hierso is die mol waterstof. Waaroor vra hulle vir jou hoeveel aluminium is oor in die houer. OK? So ons gaan waterstof en aluminium vergelyk met mekaar. So ons het, ek gaan nou net langs mekaar skryf, 2 aluminium versus 3 waterstof. OK? Of andersom eintlik. So dit is 3 teenoor 2. Hierso het ons 0,006737 en ons wil weet hoeveel aluminium is gebruik. En jy kry so om te wees 0,004898 mol. Ja, nee, ek voel moet nog 'n 4 wees. 4. Ja. OK. So, ek gaan net vinnig na 'n minimol tabel toe gaan. Hierdie is nou glad nie die hele ding nie. So ons het mol, begin, verandering, einde. OK, so die mol verhouding is so tot 3. Aan die begin het ek gehad, hoeveel van hierdie? 0,5 gram. So ek kan eintlik weet hoeveel het ek aan die begin van hierdie aluminium gehad. Aan die begin het ek 0 waterstof gehad. Toe ek gaan uitfigure, ek het nou soveel, soveel hierso bygekry wat soveel aan die einde was. Hulle sê nie vir my, om by 5 minute is die aluminium nog nie opgebruik nie. So ek kan nie sê daar aan die einde, het ek 0 nie. Dit is actually die vraag. Die vraag is, hoeveel het jy by 5 minute, hoeveel is daar nog van die aluminium oor? Dit is die vraag. OK, so ek weet nou, hier is daar 0,044, bla bla bla, soveel gebruik. So as ek nou hierdie omskakel na massa, want ek dink hulle vra vir die massa, ja. As ek hierdie omskakel na massa, dan kan ek sê, goed, dit is hoeveel ek was aan die begin, dit is hoeveel gebruik is, dan weet ek hoeveel is daar oor aan die einde. OK, so, dis wat ek gaan doen, ek gaan sê, massa is mol, molare massa, so 0,044, bla 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 bla, mal met 27. Kry jy regtig 27? Nee. Kry jy 1,2122. Julle dit gekry? Ja? 0,200. O, ek het 'n 0 missing daar. Ai, Marks. Nou kom hy 1, 2, bla 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 bla. Dit is my gram. So die massa van die aluminium wat oor is, gaan ek sê ek het begin met
0.5 minus 0,128 gee vir jou 'n antwoord van 0,38 gram. OK, jy kan sien hulle het daar vir jou 'n hele range gegee, want dit hang af waar jy afgerond. Jy kan sien die mense wat merk is nie die vriendelikste nie, maar hulle gee wel vir jou 'n range, as dit kom by somme. OK. Het iemand 'n vraag daar? Goed, volgende vraag vir jou. Neem aan dat die konsentrasie van soutsuur vir die duur van die reaksie konstant bly. OK, nou hoekom sê hulle dit? Want tegnies is dit nie waar nie, want soos wat die reaksie plaasvind, so neem die konsentrasie af en hy raak al hoe minder en minder, want hy word opgebruik. Nou, hulle sê, imagine, dis die perfekte wêreld waar dit konstant bly. Gebruik die botsingsteorie om die verandering in die reaksietempo van 0 tot 5 minute te verduidelik. OK, so nou sien ons hierso. Die reaksietempo neem af. Kan julle dit sien? Hy gaan al hoe platter en gaan dan natuurlik konstant bly of dieselfde bly. So hulle wil weet hoekom, wat gebeur van daar tot daar. Waar trek ek? Gina. En dit tel 4 punte. Gebruik die botsingsteorie. Die kontakoppervlakte van die aluminiumdeeltjies neem af. Is minder deeltjies blootgestel. Sal daar minder effektiewe botsings per eenheidstyd wees. Sal die reaksietempo verlaag. OK, wat het jy na die memo gaan kyk? Waar het jy antwoord gekry? Jammer het my gehelp. Waar het jy die antwoord gekry, Jamie? OK, goed. Maar ek is soos, hoe sê jy dit so mooi? Ek het verwag julle gaan sukkel hiermee. OK, so ek is bly jy na die memo gaan kyk, want dit moet jy gedoen. Maar kom ons kyk gou, wat is die 5 dinge wat die reaksietempo beïnvloed? So, kom ons speel, jy het nou nie die memo gehad nie, en kom ons speel, jy's nou in die eksamen, en jy soos, juffrou, dit is nie 2 eksperimente wat hulle met mekaar vergelyk nie, soos hoe moet ek nou sê, wat gaan nie aan? Die 5 goed wat reaksietempo kan beïnvloed, is die aard van die stof. Hier het hulle nie aluminium vergelyk met sink nie, verstaan, hulle het nie die aard verander nie, so dis nie hy nie. Die volgende ene is die mate van verdeling, noem ons dit ook, of die kontakoppervlakte. OK, so ek gaan net gou daarom skiep vir 'n oomblik, dan het ons konsentrasie, en hulle sê nou net vir jou, neem aan die konsentrasie bly konstant, so hulle sê vir jou, dit is nie hy nie, moenie na hom kyk nie. OK, dan is daar temperatuur, OK, en tegnies, so ek voel hulle moes vir jou hierso gesê het, die temperatuur bly konstant, want tegnies is hierdie 'n eksotermiese reaksie, so tegnies word die hele omgewing warmer, so tegnies moes die reaksietempo vinniger gegaan het. Okay, maar jy kan sien, die reaksietempo begin daar 'n bietjie af te neem. Okay, so wat jy ook aan kan dink is, juffrou, hulle het nie koud gehad en toe warm gehad of wat ook al, hulle nie so vergelyk nie. En dan die laaste ene was 'n katalisator en hulle het nie 'n katalisator bygesit nie. Okay, so hoekom is hierdie mate van verdeling? Ons het gesê soos wat jy moet daaraan dink, sê net maar ek dink was dit iemand nie, dit was in die Engelse klas wat hulle gesê het, ons kan dink aan 'n Berocca pilletjie, want as jy die Berocca insit, dan vat dit 'n oomblik om aan die gang te kom, en dan nadat al die deeltjies begin afbreek, en dan gaan die reaksie al hoe vinniger, veral as jy genoeg water het. Okay, so soos wat hierdie magnesiumlint begin wegvreet word die kontakoppervlakte, want die deeltjies begin weg te breek uit mekaar uit, word die kontakoppervlakte al hoe groter. Okay, so is die mate van verdeling. Okay, of kontakoppervlakte. Het almal dit so gehad? Het julle dit geskryf? Het almal na die memo gaan kyk? Okay, Gina, lees gou jou antwoord weer. Die kontakoppervlakte van die aluminiumdeeltjies neem af. Van aluminium, ja, soos wat dit opgebruik word, neem af. Dis is minder deeltjies blootgestel. Dis is daar minder effektiewe botsings per eenheidstyd. Die effektiewe
botsings by die universiteit. Dis sal die reaksietempo verlaag. Ek wil nog iets gesê daar. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou by eksperiment 2 sê dit. Eksperiment 1 word herhaal deur 2 mol soutsuur te gebruik. Okay? So ons het gehad in eksperiment 1 het ons gehad die konsentrasie was gewees 1. Nou het ons in eksperiment 2 die konsentrasie is nou 2. Teken die grafiek hierbo in jou antwoordboek oor geen numeriese waardes hoef getoon word nie en benoem die kurwe A. Op dieselfde as 'n stelsel teken die kurwe wat verkry sal word vir eksperiment 2 benoem dit as kurwe B. Okay, goed. So hier sit ons nou kurwe A. En hierdie is waterstof, die volume van waterstof teenoor tyd in minute. Okay, goed. Nou moet jy vir my altyd, as jy hierdie doen, moet jy vir my na 2 goeters kyk. Jy kyk na reaksietempo, maar jy kyk ook na die hoeveelheid stof wat geproduseer word. Okay? So, die konsentrasie natuurlik het nou toegeneem. Watter een was in oormaat geweest? Was dit aluminium of soutsuur? Soutsuur. Okay, so die soutsuur was in oormaat reeds en is nog steeds in oormaat. Dit was nie dat hy die beperkende reaktans was en nou is hy dalk moontlik nie die beperkende reaktant nie. Is julle met my? Okay, so hy was in oormaat, so dit beteken jou volume wat geproduseer gaan word is dieselfde. Is julle met my? Okay, so as jy dalk dink jy gaan hom vergeet vir toets of eksamen, hy was in oormaat. Dit beteken volume is, hy is steeds in oormaat, so die volume waterstof bly konstant wat geproduseer word. Okay, as hy nie in oormaat was nie, dan kon hy dalk nou in oormaat gewees het, want het gaan alles oor die mol hoeveelhede wat vergelyk word. Okay, so omdat daar dieselfde volume waterstof konstant bly, moet hy op dieselfde plek dieselfde hoogte eindig. Okay, jy kan nie nou dat hy hoër eindig nie. Hy moet op dieselfde hoogte, want dieselfde volume word geproduseer. Maar wat is die verskil, Frederik, tussen konsentrasie van 1 en 'n konsentrasie van 2? Sê weer, is dubbel, so hoe gaan dit die reaksietempo beïnvloed? Dit gaan vinniger gebeur, so jou reaksie mag dalk nou by 5 minute al klaar wees, of voor 5 minute. So daai is B. Okay, iemand 'n vraag? Kan ek maar wegvat? Goed, nou vra hulle vir jou, volgende vraag, hulle sê vir jou in eksperiment 3, eksperiment 1 word herhaal deur soveel